klein, is kalkklippies wat om hulle gepak is. Maar, wat die geskiedenis nie vertel nie, is dat die baie kinders in die Balmoral konsentrasiekamp is vir die varke gevoer wat vir die Britte kos was. Hulle het hulle eie varkplaas daar bedryf sodat hulle kos kon kry. En hulle het daai babetjies vir die varke gevoer. As jy in die geskiedenis aanhale gaan, sal jy dit kry, maar hulle verswyg dit. Dit is hoe wreed hierdie mense behandel was in konsentrasiekampe. Ek het gister gepraat oor die werklike haglike toestande wat hulle moes deurbring in koue, in reën, in sneeu, en geen wonder dat so baie kinders gesterf het nie. So kom ons lees wat het Vader nou vir ons in 2008 die opdrag gegee om te doen. Voorafgaande gebeure, dis voor ons mense daar gekom het. Op 7 November 2008 het Anelda opdrag van Yeshua ontvang, dat 7 persone op 17 November 2008 met Yeshua se krag gekluisterde siele moes gaan vryspreek by die konsentrasiekamp Kerkhof in Irene of in Irene, Pretoria. In die uitvoer van sy woord sou Yeshua sy verbond met sy volk, naamlik verlossing, weer eens gestand doen. Onthou die inhoud van die gelofte, verlossing. Die opdrag en datum is deur Yeshua aan Marita bevestig. Die 7 persone is deur Yeshua aangewys as Johannes Snyder, Kobie Libbe, Frans van Kraaienberg, Herman en Anelda van Wyk, Marita Nel en David Norkee. Yeshua het homself as ekspedisieleier en 8ste lid van die groep aangewys. Onthou dat die syfer 8 in numerologie dui altyd aan op nuwe lewe. Dit is 8. 7 is 'n volmaakte syfer, volmaakte krag, gees, maar 8 is nuwe lewe. En dit is die syfer van Yeshua. Die opdragte het 'n klipstapeling, salwing en gebed ingesluit. Marita moes 3 klippe vanaf die herberg saamneem. 'n Hartvormige klip wat 17 jaar gelede opgetel is en van die plaas uitkyk in die Middelburg distrik kom. 'n Klip in die vorm van 'n spiespunt waarvan die vorm en antieke geskiedenis deur Yeshua self bevestig is. Hierdie inligting is deur woord van Yeshua aan Kobie bevestig. Vader, deeltyd het hy 2 of 3 bevestigings gegee dat mense nie agter een mens moet aanhardloop nie. Die laaste klip het 'n halfmaan vorm en kom van die plaas Boschfontein in die Leidenburg omgewing. Hierdie klippe moes tydens salwing by die gedenkteken teenwoordig wees, maar mag nie by die gedenkteken agtergebly het nie. Herman, ek wil net vir jou vra, die klip wat die vorm van 'n hart het, is dit die Adar klip wat Anelda hier in die mik van die boom kom sit het? Want sy het 'n opdrag van Vader gekry. So daai klippie kom nou al baie lank saam met haar. En hy is nou nog in die mik van die boom, by die Gilgalwiel. Vertrek vanaf die herberg in Leidenburg. Die groepie het na handoplegging deur die gemeente van ongeveer 50 lede op 16 November 2008 om 12 uur vertrek na Pretoria. Bo op die Steenkampsbergpas het hulle opdrag gekry om te stop en elkeen 'n klip op te tel. Dis nou vir die klipstapel. Yeshua het vir Johannes gesê dat 'n spesiale klip vir Yeshua opgetel moes word. Hierdie klip is eers 'n entjie verder by 'n fonteintjie wat uit die berg ontspring gevind. Baie simboliek daarin, want Yeshua is die fontein van alle lewende water. Gebeure by die konsentrasiekamp Kerkhof te Irene of Irene. Die groep moes op 17 November 2008 om 10 uur by die kerkhof wees. Kobie het van Yeshua opdrag ontvang om spierwit aan te trek. Net voor die kerkhof moes hulle stop, waar Johannes 3 takkies moes sny van 'n struik wat vol spierwit blommetjies was. Ek weet vir baie mense gaan hierdie detail nou vervelend klink, maar toe ek nou weer hierdie goed uit die argiewe uithaal,
het ek nie geweet wat om weg te sny nie. En ek het in my hart gekry, jy sny niks weg nie. Dit is hoe dit op daai oomblik vir hulle gegee was, en daar was goeie en grondige redes daarvoor. So ek dra dit net so oor, alhoewel ek nie self daarby was daai dag nie. Kobie moes hierdie blommetjies vleg in 'n kransvorm. Die opdrag deur Anelda reeds op die herberg ontvang, was om 'n grafsteen te soek met die naam A.C. Maree, en voor daardie graf vir die verlossing van die gestorwe, gekluisterde siele te bid. Nie net vir Irene Kerkhoff nie, maar vir alle gestorwe vrouens, wat weens hulle innerlike toestand, wat heeltemal verstaanbaar is in hierdie moordkampe, het hulle ontsaglike haat in hulle self ontwikkel vir hierdie bose kampbewaarders. Julle weet, daai mense het so min kos gekry. As jou man nog in die veld was, in 'n bittereinder was, het jy 1 liter water gekry. Jy het so 'n klein koppie of 'n klompie koffie gekry. Jy het baie min meel gekry. Die vrouens wat se mans al oorgegee het, hulle het baie beter afgewees, en hulle is ook toe later vrygelaat. Maar daai vrouens het swaar gekry. Nou moet jy met 1 liter water, of kom ons maak dit miskien 2 liter, moet jy jou kinders was, jy moet koffie maak, jy moet kos kook, jy moet jouself was. Hoe is dit moontlik? Dit is net nie moontlik nie. En dit is geen wonder dat siektes gedei het in daai kampe nie. En dan die Engelse het die audacity, as ek daai woord kan gebruik, om te skryf dat hierdie boerevrouens en kinders so vuil was. En hulle het aan allerhande bygelowige medisyne geglo. Vermetelheid. Ja, vermetelheid. Hulle het net niks gehad nie. Die vleis wat gebring is, het so gevrot en gestink. Hulle het dit met waans ingebring, natuurlik wat hulle gesteel het van die plase wat hulle afgebrand het. En hierdie mense moes daai vrot vleis, hulle het nie daar slagters en goed gehad, hulle moes dit opsny of opkap. En hulle het bitter siek geword van hierdie goed. En die wat dit nie geëet het, verhonger. En nou weet jy, as 'n kind verhonger, dan is 'n kind nie sterk in sy immuniteit is af. En die ma's het nie melk vir hulle kleintjies nie. Al hierdie dinge moet ons in ag neem, wat die haglike toestand was van daardie derduisende en derduisende vroue reg oor Suid-Afrika. Die gedenkteken terreinkonstruksie is in die vorm van 'n T, waar al die name op die T se streepie voorkom. Die T is in 2 gedeel, waarna daar 'n blok volg, wat 12 panele het met 16 rondom. Die laaste gedeelte is 'n groot blok. Die groepie moes in dieselfde vorm gestaan het om te bid. Nou, ek het 'n klompie foto's van die net afgetrek, want ek kon nie foto's van die ekspedisie kry nie. Daar links is maar 'n foto wat geneem is tydens die konsentrasiekamp tyd. En dit is een gesinnetjie wat in daar agter kan julle daai klein tent sien. Hulle moes almal daarin. En hulle moes dag en nag daarin leef. Geen grondseile nie. En baie koud in die winter. En hulle het nie genoeg komberse gehad nie. Regs is dan die paneel waar al die name van die vrouens en kinders wat daar gesterf het aangebring was. En Anelda moes 'n sekere naam, wat sy nie geweet het nie, sy het dit net in 'n opdrag van Vader gekry. En hulle het toe daardie naam gekry en hulle het daai graf gekry. Onder het ek gedink, dis dit wat beskryf word, waar die mense dan gaan staan het. Johannes moes in die oostelike rigting kyk en Kobie moes na hom kyk in die westelike rigting. Hulle moes hande vashou soos in 'n sirkel vorm. Die silverboek van herinnering moes tussen hulle op die grond lê, ook in 'n oostelike rigting. Die kransie wat gevleg was, moes op Kobie se kop geplaas word, waarna Anelda en Kobie se regterkant moes staan en in 'n noordelike rigting kyk en Marita aan die linkerkant na die suidelike rigting, om sodoende ook aan die sirkel te raak.
Frans, Herman en David moes ook elkeen in 'n ander rigting kyk en mekaar se hande vashou, terwyl hulle aan die kring raak. Dit is om 'n eenheid te vorm met al die siele in al 4 provinsies wat gedood is en wat deur hierdie emosie van haat en wrevel vasgevang was in hulle eie duisternis. Maar Vader het hulle aangesien omdat hulle onskuldig was en hulle het niks verkeerd gedoen nie. Maar hulle was maar net menslik. En nou het hy gekom 100 jaar wat later en hy haal hulle uit daai duisternis toestand, sodat van die mammas nou met hulle kinders kon verenig wat hemele toe is. Onthou, die klein kinders het nie hierdie selfde kluistering ervaar nie, want die woord sê, bring die kindertjies na my toe, want aan hulle behoort die koninkryk. Nie, hulle moet dit nog beerf nie, dit behoort aan hulle. En kindertjies gaan dadelik na die ligryke toe. Ek weet nie waar is die afsnypunt, wanneer is 'n kind nie meer 'n kindertjie nie. Maar kom ons sê hier by 10, 12 jaar daarom, miskien 'n bietjie later. Al daai kinders was vry en was reeds in die hemelryk besig met wat in elk geval mense besig mee is in die hemel. En nou het die moeders ook bevryding kom kry. Ons lees verder hoe dit plaasgevind. Om 10:15 bid Johannes vir die vrylating van die gestorwe gekluisterde siele, waar tydens 'n wolk voor die son inskuif en die son eers weer skyn met die amen. Johannes het gevoel asof 'n groot bottel of fles oopgemaak word en al die geeste van die gestorwenes uit die konsentrasiekampe reg oor Suid-Afrika loskom in die vorm van mistige duiwels op daardie oomblik. Dit was 'n groot belewenis vir hom. Nou julle ken nie vir Johannes nie, ek ken hom en die mense wat op die herberg was ken hom. Hierdie man is 'n boer in murg en been en daar sou nie 'n lettergreep leuns oor sy lippe gekom het nie. Daarom glo ek hierdie getuienis van hom vas, want hy is 'n betroubare getuie. Die spiespuntklip is aanvanklik deur Frans in opdrag by die gedenksteen geplaas. Daarna moes hy dit by die gedenkrol van name van gestorwenes bo 15 jaar neersit. Vader het hier vir hom die volgende woorde gegee: soos 'n spies in vlug onkeerbaar is, so word almal vry in Yeshua. En ek ken ook vir Frans, en ek glo dat hy daai woorde in sy hart gehoor het. Frans het ook hier gebly op die plaas. Daarna moes ons al die klippies wat ons saamgebring het, bo op die gedenkteken pak, onder andere die klippe wat lyk soos 'n hartjie en 'n half maan. Daar was ook 'n skoop by met geel kolletjies op wat Anelda in opdrag van Yeshua aan Herman moes gee. Dit moes by die gedenkteken agterbly, saam met die klippe van die Steenkampsberge. Ek wil nou net hier vra, Herman, wat julle al getroud daar? Ja. O. Okay. Verder was daar ook 'n ronde klip by en die klip wat vanuit Kobie se tuin saamgeneem moes word. Nadat al die klippe gepak was, is die wit blommekransie bo op die klippe gelê en dit is gesalf. Alles ter bevryding van daardie siele. Daarna moes Johannes, Kobie en Frans langs mekaar staan en na die ooste kyk, terwyl hulle die gelofte aflê. Die ramshorings is na al 4 rigtings geblaas. Marita en Anelda het opdrag gekry om hande te gaan oplê op sekere grafte. Op pad daarheen sien Anelda in die gees 'n vrou met 'n bolla voor haar, asook 'n beeld van klipharte in 'n louteringsvuur. Yeshua het aan haar verduidelik dat dit die loutering is wat die gevange siele vrygemaak het. Toe Anelda en Marita hulle hande op die graf gelê het 'n donker wolk bo hulle verhelder en die son het op minuut duidelik geskyn in die hemele. Daarna het Anelda in die gees gesien dat die kinders by Yeshua is, waar hulle speel en in die groen gras huppel. Daar was vlinders tussen hulle in die beeld.
Natuurlik, dan is dit natuurgeeste. Yeshua het na hulle gekyk, maar hulle kon hom nog nie sien nie. Dit is die konsentrasiekamp verhaal, en hiermee sluit ons dan die voorafgaande gebeure voor die Gilgalwiel dan af. Daar het baie dinge gebeur, maar dit was die belangrikste en die hoogtepunte om vir julle net te laat sien dat die gelofte wat afgelê was en wat ontvang was, is nie net sommer 'n stuk papier en goed wat net gelees is nie. Daar is werklik opdragte nagekom. Bevryding vir die boerevolk in die toekoms, die verhaal van Jopiforie wat ek vertel het, en van die Magaliesberg en van die Kerkplein. Daarna Bergendal, waar alle gestorwe mans siele van die boerevolk bevry is, en nou hierdie verhaal waar die vrouens in die konsentrasiekampe wat daar was, bevry is, en nou alreeds in die ligryke vir ons wag, en baie van hulle dalk saam in die gees nou alweer vir ons stry, want ons weet volgens Hebreërs 12 sal daar aan die einde van die tyd 'n groot vergadering iewers wees, waar die mense op aarde saam met Yeshua in die hemele, saam met sy 10.000 engele skare, en saam met ons volk se gestorwe regverdiges, sal ons saam 'n vergadering hê, waar ons dan verlossing sal bid, en verlossing sal pleit, deur die inhoud van daardie gelofte lewend in ons harte te hou. En elke dag wanneer jy bid, elke dag wanneer jy 'n werkie van naaste liefde doen, elke brood wat jy uitdeel, elke glas water wat jy vir 'n arm mens gee, dit is die inhoud van die gelofte se nakoming. Dis waarmee ons besig moet wees. Elke boek wat uitgaan van hierdie plek af, elke audio waar Vader Yeshua verheerlik word, alles is deel van die nakoming van daardie gelofte. En dan voor die gelofte het ons die verbond wat Vader met sy volk weer herbevestig het, naamlik die verlossing. En wat 'n wondervoorreg om deel te kan wees van hierdie grootse daad, wat nog baie groter gaan word. Ons is nog min, baie min, omtrent so min dat jy dit nie kan tel nie. Maar dit is beloof in Jesaja 1 wat ek gelees het vir julle. Ons sal 'n skermpie in 'n wingerd wees. Ons is 'n klein beleerde dorpie. En dit is presies wat ons is in die gees. Ons skerm hierdie ding af met elke dag se nakoming van die inhoud van hierdie gelofte. Vader kyk na die oorblyfsel en hy kyk na hulle wat intree vir sy volk. Wanneer jy intree en jy sê, ag Vader, ons sien hoe hierdie volk in sonde vasgevang is. Sien hulle aan, reken dit hulle nie toe nie, vergewe hulle, bevry hulle, verlos hulle. Dan word die oordeele versag en uiteindelik kan die oordeele heeltemal weggevat word. Soos wat hy die oordeele oor die manskappe van die Tweede Vryheidsoorlog en die vrouens in die konsentrasiekampe van daai tyd bevry het, sal hy ook die lewendes bevry. Al is hulle harte vol van ander emosies as wat daar moet wees, naamlik liefde vir hom en liefde vir sy volk. En baie mense wat liefde vir hulle volk het, wat Vader nog nie heeltemal verstaan nie, en wat nie Yeshua in die Vader sien as een nie, daardie liefde wat hulle vir hulle volk het, daardie werke wat hulle doen, sal vir hulle baie tel aan die einde van die tyd, en veral in die tyd as hulle oorgaan na die ander kant toe. Daarom sê Yeshua, ons moet hamer op die liefdesgebooie, in plaas van om kennis oor baie onbekende goed by die mens uit te kry.
Dis wonderlik vir ons om al die onbekendes te leer en kennis daaroor te verkry, byvoorbeeld soos wat nou op die groepe geplaas word, naamlik, hoe lyk dit op die son? Ons het nog nooit geweet hoe dit daar gaan nie. Maar as mense struikel met daai kennis, sê van, wow, is nie jou nie, is nie nou vir jou nie, wees rustig, kom by die liefde. En dit is feitelik 'n universele gebod van byna alle gelowe, dat hulle die liefde doen onder mekaar. En jy sal dit sien met die heidene, hulle ondersteun mekaar. Kyk maar na die Indiërs as hulle ander inkom. Hulle gee vir hulle geleentheid in hulle winkels. Hulle lei daai mense op, dan koop hulle vir hom 'n winkel, die gaan hy weer op sy eie aan. Die Portugese doen dit, die Grieke doen dit, die Jode doen dit. Maar ons volk het hard geword. As ek 'n besigheid oopmaak en ek doen goed, dan kom 'n ander Afrikaner en hy maak langs my net so 'n besigheid oop. En ons wil nie die son sien skyn oor mekaar nie. En dis die groot sonde van hierdie boerevolk en van die Afrikaner nasie, is dat ons nie die son sien skyn oor mekaar nie. En eers wanneer ons almal niks het nie, en dit kom, wanneer die rykes niks het nie en ons armes is al lankal gewoond aan niks, dan eers sal die liefde vir mekaar begin bloei. Ek sê bloei soos in vrugtebome se bloeisels. En dan kan Vader met hierdie volk meer uitrig as op die oomblik. En daarom moet ons maar bid en ons moet aanhou en ons moet nie moed opgee nie. Ons gelofte moet ons elke dag aflê, veral in die hart. Die formaliteit is belangrik, maar die hartsgesindheid is die belangrikste. Daarmee sluit ek dan hierdie lesing af. Nou nie 'n baie lang lesing nie, maar baie dankie dat julle geluister het.